Kom ons bid saam. Here, ons kom in diep afhanklikheid na U toe. Here, ons is in alles wat ons doen van U afhanklik. Maar ook as ons U woord oopmaak, dan is ons afhanklik van U leiding deur U Gees wat ons moet bewaar van dwaling, U Gees wat ons moet lei om U woord reg te verstaan. Vader, dit is ons begeerte vandag, dat ons ook hier aan die einde van Openbaring, in hierdie laaste paar verse, opnuut weer U stem sal hoor. Here, dat dit alles net oor U sal gaan en oor U eer. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ek gaan van ons lees uit Openbaring 22, die laaste klompie verse vanaf vers 6. Toe sê die engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, elkeen wat die water van die lewe wil hê moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan toevoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskryf is. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Geliefdes in die Here, 'n sekere skrywe het oor die wederkoms van die Here Jesus gesê dat dit onverwags sal plaasvind, maar dat dit nooit 'n onverwagte gebeurtenis sal wees nie. En hiermee het hy eintlik die kernboodskap van die wederkomsverwagting van die hele Nuwe Testament saamgevat. Want aan die een kant is dit so dat ons nooit sal weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie, ten spyte van al die mense wat ons die afgelope tyd ook weer beleef het, wat met allerlei voorspellings gekom het en beweer het dat God op 'n
manier aan hulle verskyn het en vir hulle gesê het, dit is die datum waarop ek gaan kom. Die Bybel is hieroor reguit. Dit is 'n onverwagse gebeurtenis. Niemand van ons kan 'n dag en 'n datum daarin koppel nie. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Maar aan die ander kant moet ons wel sorg dat ons nie onverhoeds betrap word deur die wederkoms nie. Dat ons letterlik elke oomblik gereed sal wees vir die wederkoms van Jesus Christus. En dit het Jesus self ook vir ons op baie plekke in sy gelykenisse geleer, onder andere in Lukas 12 vers 40, ook julle moet gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle hom nie verwag nie. En geliefdes, nou het ons reeds ver gevorder met die boek Openbaring. En in 'n sekere sin is hierdie laaste paar verse wat ons vandag gelees het, eintlik ook 'n samevatting van die hele boek. Die gemeente wat in verdrukking verkeer, ons het ons gesê, dit is waaroor dit eintlik gaan, 'n troostboodskap aan hulle. So die gemeente wat in verdrukking verkeer, word bemoedig deur die feit dat Christus die Satan oorwin het, en dat die nuwe Jerusalem gaan neerdal van die hemel af aarde toe, soos ons verlede Sondag gehoor het, en dat Jesus Christus self ook weer gaan kom. En dan nie iewers in die verre toekoms nie, want die Bybel het hieroor ook 'n baie duidelike boodskap: die Here kom gou. Nou net so 'n stukkie agtergrond wat ek wil verduidelik hierso. Die woord wat ons met wederkoms vertaal is 'n Griekse woord. Sommige van julle het dalk al die woord iewers gehoor. Die wat so 'n bietjie weier lees, sou dit miskien al iewers in 'n boek of wat ook al raak gelees het. En dit is die woord parousia. Hierdie woord word dikwels in die Nuwe Testament gebruik, maar telkens as dit verwys na Jesus Christus, dan gaan dit oor die tweede koms, die wederkoms van Jesus Christus. Dis met ander woorde, mens sou sê amper 'n tegniese term wat vir ons sê dit gaan oor die wederkoms van Jesus Christus. Maar dit is baie duidelik as die Bybel dan oor die parousia skryf of oor die wederkoms skryf, dat dit iets is wat onverwags gaan gebeur. En dit word op baie maniere, op baie beelde, met baie beeldryke taal uitgebeeld in die Bybel. Die Bybel sê vir ons, die Nuwe Testament, dat Jesus sal kom soos 'n dief wat onverwags in die nag kom. Hy sal kom soos 'n eienaar wat skielik na 'n lang reis tuis kom, of hy sal kom soos 'n bruidegom wat in die middel van die nag aankom. So alles gaan daaroor om vir ons te sê, die wederkoms gaan onverwags plaasvind. Ons gaan nie weet môre gaan dit gebeur of vandag gaan dit gebeur nie. Dit kan vandag gebeur of kan môre gebeur, want ons sal nooit vooraf met sekerheid dit kan voorspel nie. So die wederkoms van Jesus Christus word verwag, maar dit is onverwags. En daarom waarsku ook Johannes vir ons in Openbaring op twee verskillende plekke, Openbaring 3 vers 3 en 16 vers 15, dat Jesus so onverwags soos 'n dief sal kom. Met ander woorde, ons moet altyd gereed wees vir die wederkoms. En as ons kyk na die wêreld rondom ons, ons kyk net 'n bietjie weier, dan kan mens nie help om te wonder by hoeveel mense daar nog regtig 'n lewende wederkomsverwagting is nie. En nou praat ek nie net oor die ongelowiges wat in die gevaar verkeer om onverhoeds betrap te word as Christus weerkom nie. Ek praat ook oor ons as lidmate van die kerk van Jesus Christus. Want ek dink ons verkeer baie keer in dieselfde gevaar, dat ons eintlik nie voorbereid is vir die wederkoms nie. Ons kan naderhand so tuis raak in ons eie wêreld, in ons eie huis, in ons eie omgewing, tussen ons eie mense, dat ons net nie meer dink daaraan dat Jesus Christus eendag gaan kom nie. Ons sien eintlik nie meer regtig uit na die wederkoms nie. Daar word vertel dat die beroemde Switserse teoloog professor Karl Barth op 'n dag by 'n baie welgestelde vriend van hom daar in Switserland
teen die hange van die pragtige Alpe gaan kuier het. En hy het in hierdie geweldige groot huis vol weelde artikels ingekom en daar met sy vriend gesels, maar in die tussentyd het professor Bart rondgekyk, by die venster uitgekyk en so op 'n stadium, toe sê hy vir die man, dit is so wonderlik hier, dit is so pragtig, al hierdie dinge wat jy het, maar weet jy, alles is so mooi, maar hier is nie plek vir 'n wederkomsverwagting nie. En wat hy daarmee bedoel het, is dat hierdie man by wie hy gekuier het, so gemoeid was met die versameling van weelde artikels. Hy het so tuis geraak in hierdie pragtige huis van hom en met die pragtige uitsig op die Alpe, dat hy in die gevaar verkeer het, dat die wederkoms hom onverhoeds sou betrap. Want vir hierdie man sou die wederkoms eintlik nie iets wees waarna hy uitsien nie. Eintlik in 'n sekere sin sou die wederkoms vir hom 'n las wees, want die wederkoms sou hom ontneem van al hierdie pragtige dinge wat hy daar in sy huis het, en hierdie pragtige uitsig wat hy het. En dit is hoekom hy gesê het, eintlik in hierdie huis van jou, is daar amper nie plek vir 'n wederkomsverwagting nie. Geliefdes, ons mag nooit ons visie op die wederkoms verloor nie. Die droom van die nuwe Jerusalem, soos wat ons verlede Sondag oor gepraat het, die beeld van Jesus Christus wat terugkom aarde toe, dit moet lewend bly in ons gedagtes. Ons moet daarteen waak, dat ons nie so behep raak, so gemoeid raak in ons alledaagse lewens, dat die wederkoms naderhand heeltemal uit ons gesigsveld verdwyn nie. En reeds in die tyd toe Openbaring geskryf is, het hierdie probleem voorgekom onder die Christene. In daai eerste briewe, die 7 briewe aan die begin van Openbaring 2 en 3, is dit duidelik dat baie van die gemeentelede eintlik so tuis geraak het in hulle wêreld, so tuis geraak het in die oorvloed wat hulle het. Ons dink byvoorbeeld daar aan die gemeente in Laodicea, maar ook aan ander gevalle, mense wat so tuis geraak het in hulle eie omstandighede, dat hulle eintlik begin vergeet het dat die Here Jesus weer gaan kom, en dat hy gou gaan kom. En dat dit uiteindelik gemaak het, dat hulle teruggeval het in 'n lewe van sonde. As hulle werklik 'n lewende wederkomsverwagting gehad het, as hulle werklik geglo het, soos wat die Here wil hê ons moet glo, dat Jesus Christus enige oomblik kan terugkeer. Letterlik vandag kan terugkeer. Dan sou hulle lewens anders gelyk het. Maar wat beteken dit? Wat beteken dit om gereed te wees vir die koms van die Here? Natuurlik beteken dit in die eerste plek dat elkeen van ons die sekerheid moet hê dat ons die ewige lewe het. Broer en suster, daar is soveel mense, en ek het daarom met baie mense in my lewe gepraat hieroor, maar daar is soveel mense, selfs baie vroeë mense, wat nog steeds dink dat dit onmoontlik is om sekerheid te hê oor jou geloof. As mens met hulle sou praat en dalk iewers in die gesprek 'n vraag sou vra, soos, is jy seker waar jy sal wees in die ewigheid? Dan antwoord baie van hulle iets soos, ag dominee, ons hoop maar vir die beste. Hoe sê die jong mense? Wrong answer. Die Bybel sê nêrens vir ons dat ons maar net moet hoop vir die beste nie. Die Bybel sê wel vir ons, 1 Johannes 5 vers 13, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Nou selfs baie lidmate van die kerk, wat vir jou sal sê, dis verwaand
om te kan sê dat ek weet as ek te sterwe kom dat ek by die Here sal wees? Ja, natuurlik is dit verwaand as dit oor myself gaan. Natuurlik is dit verwaand as ek sê ek het so goed geleef op aarde, ek het soveel wonderlike dinge gedoen op aarde dat die Here eintlik geen ander keuse het as om my te red nie. Ja, dan is dit verwaand, want dan word dit gebou op jou eie verdienste. Maar dis mos nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan mos oor Jesus Christus. Dit gaan oor wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Dit gaan daaroor dat Jesus vir ons sonde gesterf het. Dit gaan daaroor dat Jesus vir ons gesê het, glo dit. Glo dit met jou hele hart. En dan het jy die ewige lewe. Johannes 6 vers 47 sê dit mos vir ons. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En geliefdes, nou glo jy dit? En nou dink jy dalk, wel, ek weet dit, en nou kan ek maar rustig terugsit, en ek wag nou vir die wederkoms om plaas te vind. Nee, juis omdat jy dit glo, mag jy nie maar net terugsit en ontspan en net wag vir die wederkoms om plaas te vind nie. Nou is die tyd wat ons begin besig raak in die wêreld. Hierdie wag op die wederkoms is 'n aktiewe wag. Dit beteken dat ek 'n deelname het in hierdie wêreld waarin ons leef. Daarom gaan ek ook aan met my werk. Daarom, as ek 'n boer is, dan gaan ek nog steeds aan met my boerdery. As ek 'n ander werk het, dan gaan ek nog steeds aan met my ander werk, want ek is besig om aktief deel te neem in hierdie wêreld waarin die Here vir my geplaas het. Dit beteken nie, ek gaan sit nou terug in my lazy boy en ek wag nou dat die wederkoms moet plaasvind nie. Die Bybel wil juis vir ons sê dat ons moet deelneem in hierdie wêreld waarin ons woon, sodat die heerskappy van God nog duideliker na vore kan kom. Openbaring 22 vers 11 sê dit ook mos vir ons, wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. So hier's 'n direkte oproep op elke gelowige om besig te wees met die dinge van die koninkryk van God, terwyl ons wag vir die wederkoms om plaas te vind. Nou Johannes sê nie vir ons duidelik wat hy hiermee bedoel as hy sê ons moet op die regte manier wag vir die wederkoms nie, maar ek dink tog as mens gaan kyk na daai eerste 7 briewe in Openbaring 2 en 3, dat dit tog vir ons 'n leidraad gee van wat hy bedoel het daarmee, hoe ons moet wag op die wederkoms. En hy sê daar, as ons al daai briewe gaan deurlees weer, dan sê dit vir ons moet volhard in ons ywer om God te dien. Dat ons dit vreesloos moet doen. Dat ons vreesloos daarmee voortgaan, selfs al sou ons daar vir ons geloof moet ly. Dat ons getrou sal bly aan die naam van Jesus Christus. Dat ons sal leef met liefde, geloof en diensbaarheid. Dat ons alle valsleringe oor God sal verwerp. En dat ons sal bly vashou aan die ware lering van die evangelie. Miskien sal mense dit in 'n enkele sin kan saamvat deur te sê, ons moet so leef, dat die wêreld ons gereedheid en ons opgewondenheid oor Christus se wederkoms sal raak sien, sodat hulle ook kan begin verlang om by die Here te wees. Eintlik moet ons begin om die wêreld jaloers te maak. As hulle kyk na ons, dat hulle sê, maar ons wil ook soos julle wees. Ons wil ook hierdie hoop hê wat julle het. Ons wil ook 'n goeie verwagting hê oor die wederkoms van die Here. Petrus sê dit so in 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Ek dink ons verkeer in 2 groot gevare eintlik. Die een gevaar is
dat ons nie meer voortdurend sal dink aan die wederkoms nie. Dat dit nie meer iets is wat lewend is in ons gedagtes, dat die Here Jesus weer kom nie. En dan raak ons so ingestel op hierdie wêreld waarin ons leef, dat dit kan gebeur, dat die wederkoms ons totaal en al onverhoeds betrap. Hoe ons leef, hoe ons praat, word naderhand so gelykvormig aan die wêreldsin, dat daar eintlik geen verskil meer is tussen ons en die wêreld nie. As mense na ons kyk, dan sien hulle niks anders in ons as wat hulle in die wêreld raak sien nie. En as mense baie keer luister na gesprekke, dan lyk dit vir hulle asof ons eintlik geen hoop meer het nie. Die ander gevaar is dat ons naderhand so sal konsentreer op die wederkoms en so sal uitsien daarna dat ons vergeet dat ons steeds 'n taak en 'n roeping hier op aarde het. Daar is so 'n Engelse uitdrukking wat sê, he's so heavenly minded that he's of no earthly good. Sommige mense is so ingestel op die hemel dat hulle vergeet dat hulle nog werk het hier op aarde om te doen. En daarom, broer en suster, terwyl ons wag op die wederkoms, terwyl ons voortdurend daaraan dink dat die Here Jesus weer kom, laat ons besig bly met dit wat God vir ons geroep het om op aarde te doen. Kom ons wees besig om van die aarde 'n beter plek te maak, 'n plek te maak waarin God se heerlikheid al hoe meer tentoongestel sal word. Iets van die opwinding, en ons het nou baie gepraat oor die hele ding rondom die bruilofsfees, iets van die opwinding wat heers by die bruid, wat wag vir die bruidegom om te kom, moet ook heers in die kerk, wat wag op die wederkoms. Ek kan my nie indink hoe dit moet wees as 'n bruid reeds aan haar pragtige wit rok aangetrek is, maar geen opwinding beleef by die wete dat sy binnekort met die man vir wie sy lief is in die eg verbind sal word nie. Dis mos onmoontlik, dit kan mos nie gebeur nie. Die opwinding, die gereedmaak, die voorbereiding vir daardie groot dag is alles dinge wat ook in die kerk moet gebeur. En tog, en dis so hartseer, baie keer as jy kyk na die kerk, dan wonder ek wat geword het van die opgewondenheid wat veronderstel is om te heers by Christene wat weet dat Jesus Christus weer aarde toe kom. Mens kry so dikwels in die kerk meer te doen met stryery en met kwaadpratery en met 'n geskinder en 'n naaiwer, dat dit eintlik die groot kenmerke van die kerk is. Dit maak dat mense baie keer sê ek wil met die kerk niks meer te doen hê nie. Terwyl dit wat die Here ons geroep het om in die kerk te doen, en hierdie opgewondenheid wat by ons moet heers by die wete Jesus Christus kom weer, dat dit baie keer in die kerk ontbreek. En geliefdes, daar waar die bruidegom nie meer verwag word nie, daar gaan die bruid stadig maar seker ook begin om weg te kwyn. Normaalweg kan die bruid nie wag vir die huweliksdag om aan te breek nie. En dan is dit nie net sy wat opgewonde is daaroor nie, dis ook al haar vriendinne wat saam met haar opgewonde is oor die aanbreek van hierdie dag wat aan die kom is. Reeds weke vooraf is hulle besig met allerlei beplannings en allerlei dinge wat gebeur om hulle self gereed te maak vir hierdie groot dag. En daar is 'n opgewondenheid en daar is 'n opwinding wat heers onder hulle, want hulle weet die bruidegom is op pad. En dis wat ons so graag in die kerk van die Here Jesus wil sien. Ons wat opgewonde is oor die naderende koms
van die Here Jesus. En hierdie opgewondenheid, wat by elkeen van ons na vore moet kom, dit moet begin deurwerk na die wêreld toe. Die wêreld sien, maar hier's iets wat hierdie persoon het, hier's 'n hoop wat hierdie persoon het wat ek nie het nie. Hier's 'n opwinding wat hierdie persoon het wat ek nie het nie. En hulle begin vra, maar wat is aan die gang? Wat gaan aan met jou? Hoekom is jy soos wat jy is? Hoekom is jy anders as wat baie van die ander mense is? Want ek weet dat Jesus Christus weer kom. Hoe gebeur dit? Hoe kan ons dit 'n werklikheid maak? Johannes gee vir ons die antwoord daarop. Dit gebeur wanneer die Gees van God saam met ons gees begin werk. Wanneer die Gees van God deur die bruid, deur die kerk van Jesus Christus uitroep, kom. Hierdie verlange na die bruidegom, na die koms van die bruidegom, is nie net iets wat die bruid vir haarself kan hou en stilweg maar net oor kan nadink nie. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor, moet sê kom, sê dit daar in vers 17. En dan die wonderlike belofte van die Here aan sy bruid, ja, ek kom gou. 3 keer word hierdie belofte vir ons in hierdie laaste paar verse van Openbaring herhaal. Dis nie net een of ander groot gebeurtenis wat gaan plaasvind, soos Kersfees wat aan die kom is, of wat ook al, of die Kersvakansie wat aan die kom is, iets wat ons na uitsien nie. Hier gaan dit oor 'n persoon. Dit gaan oor Jesus Christus self wat aan die kom is. En hy sê Openbaring vir ons, kom nie eers eendag nie. Hy kom gou. Maar nou weet ek, dat mense die vraag vir jouself afvra, hoe is dit dat ons reeds byna 2000 jaar lank wag vir die wederkoms om plaas te vind? Hoe kan ons vandag dan nog steeds glo dat Jesus gou gaan kom? Geliefdes, wat is 2000 jaar gemeet aan die ewigheid? Dis 'n oogwink in God se oë. Want God is doodgewoon nie gebonde aan ons tyd nie. Petrus sê vir ons dat 1000 jaar vir die Here soos een dag is. So al voel dit vir ons lank, as ons van ons perspektief kyk daarna, weet ons dat in God se oë is dit nie so lank nie. Maar daar is ook 'n rede, dit het ons mos gesien, waarom die wederkoms nog nie plaasgevind het nie. 2 Petrus 3 leer dit ook vir ons, dat God is nie besig om met ons 'n kat en muis speletjie te speel nie. Hy stel juis die wederkoms uit om meer mense die geleentheid te gee om tot bekering te kom. Ons het hierdie selfde gedagte in Openbaring telke male raakgeloop. Elke keer as ons gedink het, nou kom die groot oordeel van God. As daai 6de seël oopgemaak word, of die 6de bak oopgemaak word, die bak van wraak, dan dink ons, nou is dit die tyd. Dan sê die Here, nee, wag eers. Daar's nog mense wat moet inkom. Daar's nog mense wat moet hoor van Jesus Christus. Ek wil vir nog mense 'n kans gee om hulle te bekeer. So die rede waarom die wederkoms dan nog nie plaasgevind het nie, is juis 'n teken van God se genade. God wil meer mense hê om saam met hom in die nuwe Jerusalem te woon. En dan sê vers 20, hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou, amen, kom Here Jesus. In 1 Korintiërs 6 vers 22 kry ons 'n soortgelyke gebed. Die brief aan 2 Korintiërs sluit af met die woorde, Maranatha, kom Here. Nou daai Maranatha is 'n Arameese woord, wat eintlik op 2 maniere vertaal kan word. Dit kan beteken, kom Here, of dit kan ook beteken, die Here kom. 2 verskillende maniere. Die vroeë Christene het mekaar by die liefdesmaal, wat ons nou vandag dan beskryf as die nagmaal, hulle het mekaar by die liefdesmaal gegroet met die woorde, Maranatha, die Here kom. Dit was 'n bemoediging gewees vir hulle. Maar terselfdertyd is dit ook 'n gebed. Maranatha, kom Here.
kom gou. Nee, ek en jy is nie besig om te probeer ontvlug uit die wêreld uit nie. Ons missie is nie om so gou as moontlik uit hierdie wêreld uit weg te kom sodat ons in die hemel kan kom nie. Maar ons het wel 'n lewende hoop en 'n sekerheid dat die Here weer kom. Ons het 'n droom dat hierdie aarde waarop ons woon, wat ons almal weet, in 'n groot gemors is, nie net polities nie, maar ook ekologies en soveel ander dinge wat ons van weet, wat ons wêreld in 'n gemors gelaat het. Ons het die hoop en die vooruitsig dat Jesus weer gaan kom, dat hy alles nuut gaan maak, dat hy die nuwe Jerusalem hier op aarde gaan kom vestig, sodat almal en alles daar vir God kan verheerlik. Ons het 'n lang pad geloop deur Openbaring. Ek dink ons het vir 17 weke lank besig gewees hiermee. Vir die meeste mense is Openbaring 'n boek wat hulle bietjie bang maak. Baie mense het dit vir my gesê. Ek lees nie Openbaring nie. Openbaring maak my bang. Selfs terwyl ons besig was met hierdie reeks het mense vir my gesê, ek word baie keer bang as ek Openbaring lees. Ek vertrou dat julle hierdie afgelope klompie maande baie meer 'n gevoel van opwinding beleef het by die lees van Openbaring. Dat julle 'n troos ervaar het na mate ons gewerk het deur hierdie boek, na mate die storie van Openbaring voor ons ontvou het. En my gebed is dat ons vandag hier sal uitgaan met 'n lewende hoop op die wederkoms van Jesus Christus. En mag ons saam met die Gees en mag ons saam met die bruid sê, kom ons bid dit ook gereeld, Maranatha, kom Here, kom gou. En hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. Amen. Here, dankie dat ons met die hoop kan leef dat Jesus Christus weer kom. Here, as ons rondom ons kyk, dan wil ons baie keer hoop verloor. As ons kyk wat op die aarde aangaan, as ons sien wat in die politiek gebeur, as ons sien wat in ons eie land gebeur met misdaad en met korrupsie en al die dinge wat so aanhoudend oopgevlek word. As ons al die voorspellings hoor oor aardverwarming en van wat daar gebeur, Here, dan dreig ons om hoop te verloor. Maar vandag wil ons hoop in U plaas. In U, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons hoop in Jesus Christus wat weer gaan kom. Wat die nuwe Jerusalem op ons aarde gaan kom vestig. Waar die vrugtebome 12 maande van die jaar vrugte sal dra. Waar ons geen vrees meer hoef te hê vir die duiwel of vir enige van sy trawante wat die geluk wat U vir ons bedoel het, van ons sal steel nie. Gee vir ons daardie lewende hoop, Here, dat ons hier sal uitstap en sal kan verklaar, Maranatha, die Here kom. Ons bid dit in U naam. Amen.